Dit is vandag Vrydag 7 Augustus. Baie welkom by hierdie luistermeditasie. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Matteus 14 vanaf vers 13 tot 21. Ons gaan dit lees in die 83 vertaling. Ek nooi jou weer uit om in hierdie oomblik tot rus te kom. Haal 'n paar keer lekker diep asem en wanneer jy gereed is, kan jy jou oë toemaak. Raak bewus van God se nabyheid, van sy liefdevolle teenwoordigheid. Ontvang die geskenk van God se vrede en God se vreugde. Here God, ek bid dat U nou in hierdie oomblik my ore sal oopmaak om U stem te kan onderskei. Maak oop my oë om die lig om my te sien. Maak oop my hart om die seën van hierdie oomblik te kan ontvang. En maak oop my intellek om te aanvaar dat ek nog net gedeeltelik ken. Dankie vir die genade van hierdie oomblik. Matteus 14 vanaf vers 13. Voor ek lees net 'n klein bietjie agtergrond. Jesus het sopas die nuus ontvang dat Johannes die Doper onthoof is. En dan volg vers 13 wat sê, toe Jesus dit hoor, het hy met die skuit daarvandaan weggegaan, na 'n stil plek, om alleen te wees. Die mense het hiervan gehoor, en hom van die dorpe af te voet gevolg. Toe hy uit die skuit klim, het hy die groot menigte mense daar gesien. Hy het hulle innig jammer gekry, en die siekes onder hulle gesond gemaak. Toe dit al aand begin word, het sy disippels vir hom gesê, dit is 'n afgeleë plek en dit het al laat geword. Stuur die mense terug, dat hulle vir hulle kan gaan kos koop in die dorpe. Maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan nie. Gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle sê toe vir Jesus, ons het hier net 5 brode en 2 visse. Bring dit hier vir my, sê Jesus. Hy het die menigte beveel om op die groen gras te gaan sit om te eet. Toe neem hy die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en vra die seën. Daarna het hy die brood gebreek en dit aan die disippels gegee en hulle dit aan die mense gegee. Al die mense het geëet en genoeg gekry en hulle het nog 12 mandjies vol bymekaar gemaak van die stukke brood wat oorgebly het. Wat het jy vandag in hierdie verhaal gehoor? Watter woord of gedagte het met jou gepraat? Hierdie verhaal en die gepaardgaande wonderwerke lees ons in al 4 weergawes van die evangelie. Maar die eintlike wonderwerk is soveel meer as die feit dat Jesus bloot die skare hier kos gee. Dis dalk belangrik om te onthou dat Jesus nie die enigste persoon was in sy tyd wat wonderwerke verrig het nie.
En hy was ook nie die enigste een wat na homself verwys het as die Messias nie. Ook nie as seun van God nie. Meeste van die keisers het dit ook so verklaar. Wat Jesus soveel anders gemaak het, is sy karakter. Die wonderwerke was tekens van die karakter van God. Dit vertel vir ons wie God regtig is. Vers 13 is 'n belangrike merker waar ons lees Jesus wou op sy eie wees, na hy die slegte nuus ontvang het, dat Johannes die Doper brutaal vermoor is. Met ander woorde, die wreedheid van mense maak selfs dat God gaan soek na stilte. En daarom is die eerste wonderwerk hier nie wat Jesus doen nie, maar hoekom hy dit doen. Die karakter van God word opgesom in hierdie een woord: Jesus het medelee gehad. Matteus sê toe Jesus na die mense kyk, is hy met deernis gevul. Hy het hulle innig jammer gekry. Die woord in Grieks hierso verwys na ons ingewande, ons longe en ons hart en ons lewer. Want die Grieke het geglo, dit is die blyplek van jou emosies, jou diepste omgee. En dit het Jesus beweeg om mense gesond te maak. Jesus kom wys dat te midde van ons pyn, kom voel hy ons pyn, en hy kom staan in die middel van dit saam met ons. En toe dit aandraak en hy sien die mense sonder kos, het hy weer gevoel wat hulle voel, en hy het vir hulle iets gegee om te eet. Wat beteken dit vir jou om te weet dat God beweeg word deur wat hy sien en hoor? Dat God met hierdie soort deernis tussen ons leef? Hoe ervaar jy dit in jou geloofslewe? Anders as die Griekse gode van Jesus se tyd, word God beweeg en geraak deur die noodkrete van eenvoudige mense. Dit was ongekend. Jesus se reaksie op wat hy sien is, hy sê vir die disippels, gee vir hulle kos. Kan jy net dink hoe oorweldig moes die disippels ook gevoel het, hulle wat self ook nie baie gehad het nie. En dan gebeur die tweede wonderwerk. Die disippels sien net die tekort, hulle het 'n ingesteldheid van skaarsheid. Ons het niks hier nie, behalwe 5 brode en 2 visse, is hulle woorde. En Jesus se reaksie is, dankie Here, hier is oorgenoeg. Jesus sien oorvloed, waar ander skaarsheid sien. Die disippels en almal is totaal oorweldig deur Jesus se woorde van dankbaarheid, maar dit maak hulle oë oop. Ek dink die uitnodiging hier is, kom neem deel aan die vreugde, om te deel wat jy het, want dan is daar altyd genoeg. Daar's so baie, dat daar nog gaan oorbly ook. En dit is die wonderwerk wat steeds elke dag gebeur, dat waar ons opdaag en vanuit dit wat ons het, of dit nou te min is of te baie is, wanneer ons dit deel, sien ons hoe raak God sigbaar, hoe raak oorgenoeg in 'n feesmaal sigbaar. Jesus wat self gesê het, dit is beter om te gee as om te ontvang. In hierdie geskenk ontdek ons die oorvloed van die lewe. Ja, natuurlik by tye voel ons oorweldig en ons sien die tekorte en die wreedheid en die pyn. Probeer nie daarvan wegskram nie. Selfs Jesus het nodig gehad om na 'n stil plek te gaan om alleen te wees, na hy die nuus gekry het van hoe wreed sy vriend Johannes die Doper vermoor is. Die lewe maak ons soms stom, maar hierdie plekke is bloot stilhou plekke. Dis nie waar ons bly nie. Ons word deeltyd teruggenooi na 'n lewe waar ons ander raak sien en raak hoor, om te leef vanuit die oortuiging, daar is altyd oorgenoeg. Wat het vandag in jou binneste beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor.
Here God, ek vind myself gereeld op 'n plek waar ek voel ek het nie genoeg nie, of is nie genoeg nie. Ek het nie genoeg om die wêreld te red of ander selfs te help nie. Soms selfs nie eens genoeg om myself te bestuur nie. Dankie dat ek ook met hierdie openheid vandag by U kan kom staan en dit in U hande kan kom sit. Here, laat hierdie gevoel van te min 'n ruimte raak, sodat ek kan groei in afhanklikheid van U. Maak my oë oop om elke mislukking en in elke tekortkoming U genade en ander raak te sien. Gees van God, mag my fokus vandag nie wees op wat ek kort kom nie, maar op wat ek het, op wat ek reeds ontvang het, en wat U in soveel oorvloed elke dag vir my gee. Deur die genade, Here, mag ek sien dat daar genoeg is. Amen.